Somebody touched me while I was praying. Somebody touched me, it must have been the hand of the Lord. I was praying while I was praying. Somebody touched me, somebody touched me, somebody touched me while I was praying. Somebody touched me, it must have been the hand of the Lord. On the day of Pentecost, fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. Toen die kracht op mij neerdaal, toen die kracht op mij neerdaal, dit was daar die dag zoals op die Pinksterfeest. Toen die kracht op mij, toen die kracht op mij, toen die kracht op mij neerdaal, toen die kracht op mij neerdaal, dit was daar die dag zoals op die Pinksterfeest. Toen die kracht op mij neerdaal, dit was daar die dag zoals op die Pinksterfeest. Toen die kracht op mij neerdaal. Amen. Here, ons gee U vandag die lof, die eer en die aanbidding van ons hart. Here Jesus, vandag kom ons verklaar ons dat daar is niemand soos U. Gees van God, vandag kom verklaar ons dat U is ons leidsman. Ons noem U vandag die sterke God, die blinkmorgenster, die soetroos van Saron, die leeu van Juda, die lelie van die dale. Immanuel, God met ons. Here, dankie dat die woord sê dat daar wat 2 of meer in die naam vergader, daar is U in hulle midde. Gees van God, ons verwelkom U vanoggend nie omdat ons dink ons is hoër as U nie. Here, maar ons verwelkom U vanoggend deur te sê dat we surrender this morning, Here. Ons lê onsself voor U voete neer vanmôre, Here, ons lê onsself voor U troon neer. Kom Gees van God en kom doen wat U wil, soos U wil. Ons aanbid U in hierdie plek vanmôre. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou.
sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon, en aan nie is die macht, en die ewigheid en krag, en aan nie is die eer, en die lof aan die regeer, en aan nie is die macht, en die ewigheid en krag, en aan nie is die eer, en die lof aan die regeer, Laat het reën, maak op die hemelse sluier. Laat het reën, laat het reën, reën toch voor ons. Laat het reën. Ja, Here, ons kom bid vir die reën vanmôre. Ons kom bid vir die reën van die Gees oor ons harte en oor ons lewens vanmôre. Here, ons kom bid nie net vir die fisiese reën vanmôre nie, Here, maar ons kom bid vir die reën van die glorie. Die reën van die heerlikheid, die reën van die majesteit, Here, om af te kom, Here. Mag dit weer wees soos in die dae van ouds, Here, toe daar 'n wolkkolom van glorie. Your Shekinah glory came down, Lord, and it dwelled with the people. Here, mag jy in die Gees net vanoggend weer kom, Here, in u glorie vanmôre. En tussen ons en met ons kom wandel, met ons kom staan, Here. Vader, vanoggend mag ons net in u teenwoordigheid inkom, Here. Maak nie saak waar ons is in ons lewenswandel nie, maar mag ons vanoggend opkyk en sê, ek sien die Here op die troon en sy tempel, sy soem, vul die tempel vanmôre, Here. Vul die tempel vanmôre van my hart, Here. U is heilig, Adonai, Adonai, Kadosh, Kadosh, Here. Roep ons vanoggend uit, saam met die engele skaar, Here, wil ons op die troon gaan vanoggend en sê, Here God, almagtig. You are so holy, U is so heilig vanmôre, Here. En ons buig voor daardie heiligheid vanoggend, Here. As we come into your presence, Lord. Voel die reën van die liefde en die wind van die Gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Ons voel die reën van die liefde en die wind van die Gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Ons voel die reën, ons voel die reën van die liefde en die wind van die Gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Ons voel die reën van die liefde en die wind van die Gees, maar die hartklop is wat ons wil hoor. Laat het reën,
So ek weet nie wat in jou hart aangaan vanmôre nie. Ek weet nie daar waar jy staan. Wat is die uitdagings wat jy in die gesig staar vanmôre? Maar al wat ek hoor is die Gees van God wat sê, dit maak nie saak. Dit maak nie saak wat die uitdaging is wat jy in die gesig staar vanmôre nie, want ek wat die Gees van God is ver bo, ver groter, ver magtiger, ver kragtiger is wat jy kan droom, as wat jy kan bid, as wat jy kan dink. So vanmôre net vir 'n oomblik gaan ons hierdie lied nog bietjie sing. Dit is my gebed vanmôre, mag dit jou gebed wees, dat die Gees van God sal kom reën. Oor wat ook al dit is wat jou terughou, wat ook al dit is wat jou aandag aflei, wat ook al dit is wat jou breek, wat ook al dit is wat jou uit jou plek uitbring. Dat die Gees in die teenwoordigheid van die Here net kom reën vanmôre. Hy is in hierdie plek. Laat dit reën. Laat dit reën. Maak op die hemelse sluiers. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Come and open. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the dark.
shout Jesus from the mountains, and Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is. Kom aan, verklaar dit vanoggend kerk. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Verklaar dit met je mond vanmorgen. Your name is power. Your name is power. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing your name is power. Your name is Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, you are lifted high, holy, holy forever.
Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, hear your people sing. Hear your people sing. To the King of you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, come on church. And the angels all creation cries. You are lifted high. Holy forever. Your people sing. Your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Kan al die dames net vir ons sing. For your people sing, holy, holy. Your people To the King of Kings, holy, you will always be. Holy, holy forever.
Here, soos wat ons hande uitstrek na U toe. In hierdie wolk van heerlikheid. Here, ons trek ons hande uit en wat ons voel is die vettigheid van die olie. Wat afloop op ons vingerpunte af, op ons handpalm, Here. Dit loop af. Dit loop af. Glory, glory, glory in the highest. Thank you, Jesus. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. I exalt thee, Lord, and I exalt thee. I exalt thee, Lord. I exalt thee. We exalt you, Lord. I exalt thee. Oh, Exalt thee, O Lord. Here, wat 'n voorreg vanmôre om net te weet U is by ons. Om te weet U is naby. Om te kan weet die koninkryk van die hemele het gekom vanmôre. Wanneer ons die naam Jesus oor ons lippe spreek, is dit nie net 'n naam of 'n samevoeging van klomp letters nie. Spreek die naam Jesus, want dit is lig en lewe. Ons spreek die naam Jesus in die atmosfeer. Ons spreek die naam Jesus oor ons huwelike, ons spreek die naam Jesus oor ons huise. Ons spreek die naam Jesus oor die besighede van hierdie dorp. Ons spreek die naam Jesus oor hierdie omgewing. Die naam bo alle name, vir wie elke knie sal buig en elke tong sal bely en erkentenis. U is die koning van die konings, die gesalfde een, die Christus. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus.
So die woord is duidelik. Laat my lig jou verander. Moenie twyfel nie. Laat toe dat my krag kom oorneem. Laat toe dat my krag inbeweeg. Laat toe dat my krag manifesteer waar dit nog nooit was nie. Amen. Amen. Sit gou jou hand net so. Haal net diep asem sien. Here, ons asem U teenwoordigheid in. Ons asem hierdie atmosfeer in van die heerlikheid. Let your glory fill this body in the mighty name of Jesus. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Kan jy sitplek neem? Ek wil hê ons moet vanmôre begin met skrif Psalm 8. Maak jou Bybels vir my oop, Psalm 8. En ons lees vanaf vers 4 af en Dawid roep uit. Hy sê, ek hemel aanskou in die werk van die vingers. Die maan en die sterre wat U toeberei het. Vers 5. Wat is die mens dat U aan hom dink? En die mensekind dat U hom besoek? Stop net eers daar. Ek wil hê jy moet nou saam met my lees. Maar ek wil nie hê jy moet die woord mens lees nie. Ek wil hê jy moet jou naam lees. Is jy reg? Wat is Gawie? Kom ons begin weer. Wat is jou naam, Gawie? Dat U aan hom dink. En die mensekind dat U hom besoek. Vers 6. Het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. En hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande, het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Ons kan sê vanmôre, o Here, onse Here, hoe heerlik is U naam in hierdie plek waar ons bymekaar gekom het. Kan ons vir die Here net 'n lofoffer gee?
O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam. Glory, glory. Ek was van plan om met jou wat later te lees in my skrif. Ek voel ons moet hiermee begin. Want ons praat hierdie maand oor genade. Wat is genade? Verstaan ons genade? Besef ons die omvang van genade? Want as jy lees, dan vers 6 sê hy sê, U het hom, U het my, elkeen van ons, minder gemaak as 'n goddelike wese. Ons is minder gemaak as 'n goddelike wese. Tog het hy ons met eer en heerlikheid gekroon. En ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre. Die duiwel weet nie wat's genade nie. Die engele verstaan nie wat is genade nie. Maar hy kies om vir ons genade te gee. Hy kies om vanmôre hier op te daag. Hy kies dat jy vanmôre sy teenwoordigheid kan ervaar en sy heerlikheid kan beleef. O Here, wie is ek dat U aan my dink? Of wat U my kom besoek, ons besoek vanmôre. Jy sien, want wat is genade? Ek wil hê jy moet hierdie mooi hoor. Want genade is gratis, is 'n gratis onverdiende geskenk. Jy is minder gemaak as 'n goddelike wese, maar tog gekroon met eer en heerlikheid. Ons het dit nie verdien nie. Jy sien, as jy iets gratis kry, dan beteken dit jy kan dit nie koop nie. Jy kan nie iets gee in ruil daarvoor nie. Dis gratis. Dis 'n gratis, onverdiende geskenk. Dis onverdiend. Beteken, niks wat jy doen, kan God beïndruk, dat jy werk vir jou genade nie. Jy kan dit nie verdien nie. As niks wat jy so goed kan doen, wat maak dat jy genade verdien nie? Dis 'n gratis, onverdiende geskenk. Wat is 'n geskenk? Wel, nommer 1. As kind het ons, op Kerstyd was daar 'n boom gewees wat versier was, en onder die boom was daar 'n klomp pakkies wat toegedraai was. Geskenke. Okay. Maar jy kan nie een gaan vat nie. Jy sien, iemand moet dit vir jou gee. Een geskenk is iets wat iemand vir jou gee. Hierdie geskenk, solank as wat hy toegemaak is en toebly en sy die geskenkpapier en die strikkie en alles nog so mooi op hom is, gaan jy nie weet wat's binne nie. So jy moet hierdie geskenk ontvang.
En jy moet hierdie geskenk oopmaak. En eers wanneer jy hom oopmaak, kan jy die waarde ontdek van dit wat daar binne is. Dis wat genade is. 'n gratis, onverdiende geskenk. Vir elke een van ons. En ons almal is op dieselfde vlak. Want niemand het dit verdien nie. In die Ou Testament is die woord wat gebruik word vir genade, jy noem dit gen, C-H, gen. Dit beteken skoonheid en plesier. In die Nuwe Testament word die woord charis gebruik. Die eerste klank wat gebruik word. Christen. Charis beteken skoonheid. Hoor, skoonheid en guns. Genade kom van 'n plek af. En die plek waar genade vanaf kom, van 'n persoon af. As ons kyk na wat die Ou Testament sê, dan sê hy, dit kom van 'n plek af waar die persoon wat dit gee, skoonheid en plesier sien. Joy. Nuwe Testament kom van 'n plek af wat skoonheid en guns gee. So genade kom van 'n plek af. Iemand moet besluit om genade te gee. Jy het gewonder, hoekom is die duiwel so kwaad vir die mense? Jy weet, ek kyk in die natuur en ek sien nie die duiwel, probeer om olifante te slag, steel en te verwoes nie. Ek kyk na my honde by die huis en kyk, hulle is net daar, maar die duiwel sukkel nie met hulle nie. Die duiwel sukkel met niks van die skepping behalwe met ons nie. Want hy is kwaad vir ons, want hy verstaan nie. Hoe kan 'n aardse wese genade kry van 'n lewende God? Hoe kan 'n lewende God besluit om na ons te kyk en kyk met skoonheid en plesier? Hoe kan 'n lewende God kyk na ons en 'n besluit maak vir skoonheid en guns? En hy gee genade. Het klink vir my, die duiwel is bietjie jaloers. En almal wie saam met hom is. Genesis 6 vers 8. En hy praat van Noag. En ek wil jy met jy nou kyk. En Noag het genade gevind in die oë van die Here. So genade kom van die Here. En die Here het op Noag gekyk. En toe hy Noag sien, toe sien hy skoonheid en plesier. En die Here gee vir hom genade en hy kroon hom in eer en eerlikheid. Hy gee vir hom 'n plan uit die hemel, hoe om 'n ark te bou. Want daar was nie argitekte in daai tyd wat 'n ark kon bou, soos die ark wat hy gebou het nie. Wat is die mens, Here? Wat is Noag wat een om dink?
Wat is Noag dat U hom besoek, Here? Wat is Noag dat U soveel vir hom omgee? Soveel genade gee. Daar's 'n Engelse sêwoord wat sê in the eyes of the beholder. En dis presies wat genade is. Van die een wat kyk besluit. Vir wie gee jy genade? Die een wat kyk, het gekies om genade aan Noag te gee. Want Noag het genade gevind in die oë van die Here. Ek spring bietjie rond, maar hou net vas. Op die versoensdeksel van die tabernakel is daar 2 gerubs met hulle vlerke. Interessant, 'n gerub het hoeveel vlerke? 6 vlerke. Op die troon, op die deksel van die tabernakel, die versoensdeksel van die tabernakel, is daar 2 gerubs en hulle vlerke is na mekaar so uitgesprei. En hy sê, tussen die oë van hierdie gerubs, daar is my heerlikheid, my teenwoordigheid. En Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die Here sê vir koning Salomo, my oog en my hart sal op jou wees. En wat jy vandag moet weet is, God kyk af op jou, en hy kies om genade te gee. Dis gratis, dis onverdiend, dis 'n geskenk, wat wag vir jou om oopgemaak te word. En vanmôre wil ek hê jy moet besef hoe belangrik is hierdie genade wat ek en jy ontvang het. Hierdie genade wat ons ontvang het, is die begin en alles van wie ons is as kind van God. Sonder genade, wil ek vir jou sê, soos in die moeilikheid. Sonder genade, hoor mooi, is daar niks goed wat vir ons voorlê nie. Ongeag van hoe slim jy is, ongeag van hoe geleerd jy is, ongeag van hoe bekwaam jy dink jy is. Ons almal het God se genade nodig. En ek is so dankbaar om te kan sê, God het sy genade gegee. Verlede week het pastoor Bernard gepreek en hy het gepraat van Onesimus, wat gesê het, skryf dit op my rekening. Jy sê, God kies om vir ons liefde te gee. God kies om vir ons vergifnis te gee. God kies om vir ons voorsiening te gee. Jesus kies om die perfekte offer te wees. Hy sê, so lief het God die wêreld gehad. Hy het gekies om ons so lief te hê. Genade. Genade word gegee deur die oë van een wat kyk. Skoonheid lê in die oog van die aanskouer. God het gekies om af te kyk op jou. En genade vir jou en vir my te gee. En nou wil ek hê ons moet gaan na Kolossense 1 vers 13. Jy sien, ons dink, God het gekom en 'n slegte mens, Gawie,
kom neem en hom 'n goeie mens gemaak. Weet jy wat is die werklikheid? God het gekies om 'n dooie mens gawie te vat. Want ons is dood as gevolg van sonde. En hy het gekies om ons lewend te maak. En sy gees in ons binneste geplaas en gesit. Sodat ons kan leef, hoor, vanuit die troon van genade. Paulus praat met die gemeente van Kolosse en kyk wat sê hy hierso. Hy sê hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Hierdie is genade. Loan, kan ek jou gou gebruik asseblief? Staan gou hier by my, dankie. Jy sien, as ons nou moet veronderstel dat die plek waar hy staan, is die plek van duisternis. Sê hierdie gedeelte, hy het ons verlos. Wat beteken verlos? Vrygemaak. OK, kom ons vat die woord. Hy het ons losgemaak. Van alles wat op jou is. Ja, haar is mooi gegel, ek wil dit nou nie deur mekaar maak. Alles maak jou los. En hy sê vir jou, jy is skoonheid en plesier. My skoonheid en guns gaan ek vir jou gee. En hy sê, ek bring jou oor. Los daai. En ek bring jou oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis waar ons was. Dis wat ons verdien het. Ons was gebind gewees. Ons was vasgebind, ons was so vas gewees in moeilikheid, dat ons niks meer as net die dood verdien het nie. En hy sê, dis tyd, ek kom aan jou. Ek plaas jou in die lig. Ek plaas jou in my koninkryk. Jy hoef nie meer daar te wees nie. Hoekom sal God kies om dit vir jou te doen? Okay. Hoekom? Hoekom sal God kies om so lief te wees vir jou? Ek is eendag gesê ek by 'n jeugsel baie jare terug. En ek vertel vir hulle hoe lief Jesus hulle het en dan sit 'n jong meisie voor my. En haar ouers dien nie die Here nie en ek kom agter sy weet niks van die Here nie. Sy vra vir my hierdie vraag: hoekom sal Jesus so iets vir my doen? Nog voordat ek gevra het. Nog voordat ek geweet het. En ek het nie geweet wat om op baie stadium vir haar te sê nie. En ek het huis toe gegaan en hierdie geleentheid het so indruk op my gemaak dat ek na omtrent 25 jaar nog steeds hierdie meisie voor my sien. En ek vra die vraag: Here, hoekom het jy my so lief?
Here, hoekom? Doen nie al hierdie goed vir ons. Here, hoekom het U ons losgemaak van die dood en oorgebring in die lewe? Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie. En ek en jy sal ook nooit weet hoekom God dit gekies het nie. Ek en jy sal nooit weet hoekom het God nie gekies om meer engele te maak wat dienende geeste is, wat nou maar die aarde kan bewoon en alles kan doen wat hy ook al sê gedoen moet word nie. Ek sal dit ook nooit verstaan nie. Ek sal nooit verstaan, Here, hoekom, wat is die mens, dat jy aan ons dink nie? Here, ek sal ook nooit verstaan, hoekom sien nie ons met skoonheid en plesier en met guns? Weet jy wat antwoord die Here vir Paulus? Al wat jy hoef te weet is, my genade is vir jou genoeg. Ek kan dit net so vir jou vertaal, hoor mooi. My genade is vir jou alles. As God sê, my genade is vir jou genoeg, dan reageer ek en ek sê, Here, dankie vir die genade, want dit is vir my alles. En ons kom so maklik op 'n plek waar ons sê, Here, maar wanneer gebeur dit? En Here, hoekom wil hierdie ding nie gebeur nie? En Here, ek weet nie hoekom wil U nie meer my gebed beantwoord nie. Here, hoekom voel dit vir my asof U net vir daai ou daaroor kan die pad bless? En dit voel asof ek heeltyd in sy skaduwee moet rondkruip. Want dit voel of daai blessing nie op my val nie. Here, wanneer is dit nou 'n bietjie my beurt dat U my moet seën? Here, hoekom? Dit klink vir my ons het genade vergeet. En as daar iets is wat herstel moet word, is dit die vernuwing van ons gemoed. Want ons antwoord so baie kere. So asof ons genade verdien het. En ons almal is skuldig, ja. Ons almal vra hoekom. Maar ek wil jou vanmôre bemoedig. En ek wil net hê, jy moet net vir 'n oomblik net toelaat dat God se genade oor jou lewe 'n werklikheid word. Dat jy net sy liefde aanskou. En dit wat hy vir jou en vir my gegee het. So rukkie terug, vra ek vir die Here, Here, hoekom doen U dit met my, met ons familie? Ek verstaan nie, Here. So ek weet nie hoe werk dit met jou nie, maar ek kry nie altyd 'n antwoord nie. En al wat bly is my vraag. En na 'n paar maande kyk ek terug. En ek sê, o Here, U is almagtig. U weet alles. En ek sê, Here, ek is so jammer dat ek U betwyfel het.
So maklik dat ons kan murmureer. Vir die Here wil sê wat hy veronderstel is om te doen. En waar hy nagelaat het om sekere goed vir ons te doen. Het gebeur so gereeld dat ons planne voor die Here lê. En wanneer ons tyd in gebed spandeer, dan sit 'n tyd van instruksies van wat die Here moet doen. En ek kies net om net my hoof te buig en te sê, Here, U genade is vir my genoeg. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Ons gaan in die verloop van hierdie maand gaan ons bietjie dieper ingaan in genade. Maar ek wil afsluit met hierdie gedeelte in 1 Petrus 5 vers 10. Die genade is so kosbaar en genade is so groot en ek wil hê jy moet vandag nie uitstap met die wete dat die God van genade het gekies om vir jou genade te gee. En Petrus bid hier en hy sê, mag die God van alle genade, alle genade, self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het. Is iemand wat al gelei het? Maak dit net so, as dit so is, dan voel ek nie so alleen nie. Nadat ons 'n kort tydjie gelei het, so jy kan dit lees en sê, mag hy ons volmaak? Nee. Mag hy ons volmaak? Mag hy julle volmaak? Mag hy julle bevestig? Mag hy julle versterk? Mag hy julle grond wees? Hoe gaan dit gebeur? Deur die God van alle genade, wat gekies het om ons lief te hê, wat gekies het om vir ons te voorsien, soos wat hy dit doen, wat gekies het om ons oor te bring van die mag van die duisternis en ons los te maak, ons te verlos en ons oor te bring in sy koninkryk, in sy liefde, in die offer, die perfekte offer wat Jesus Christus vir ons gebring het. En die belofte is, hy gaan jou volmaak, hy gaan jou bevestig. As jy nou al ooit gewonder het, hoekom is jy hier op aarde en is daar vir jou 'n plek en hoekom het God jou gemaak? Jy voel jy pas nêrens in nie. Niks werk uit nie. Mag hy jou bevestig, mag hy jou versterk. Mag hy jou grond wees. Met sy genade. Ek wil afsluit met 'n storieetjie wat ek as kind gehoor het, en hierdie storieetjie is 'n bietjie ouer as 20 jaar. Daar was 'n kerkie in 'n kommunistiese dorp waar kinders van die Here bymekaar gekom het. En daar was 'n wetgewing uitgestuur na almal in die land dat daar mag geen openbare bymekaar kom plek wees waar mense Jesus mag gaan bid nie. En as jy dit doen, dan gaan jy die doodstraf kry op die plek waar jy is. Jy is veroordeel tot die dood toe.
as jy dit doen. En so is hierdie mense besig in 'n kerk en hulle maak die naam van die Here groot en hulle bid en ewe skielik swaai die deure oop. En hier staan die soldate. En die soldate kom in, gewapend. En voor in die kerk is daar 'n kruis, soos hierdie. En hulle sit die kruis by die deur. En hulle sê vir die mense, as jy by hierdie deur uitgaan, en jy spoeg op hierdie kruis, dan sê jy bly lewe. En so gaan die eerste persoon kom by die kruis. Die geweer is oorgehaal. En die eerste persoon kom en spoeg op die kruis. Hulle sê, staan so 'n bietjie een kant, jy kan uitkom. En die volgende een kom, spoeg op die kruis. Hy kan uitgaan. En 'n paar gaan uit en elkeen wat uitgaan spoeg op die kruis en hulle gaan uit. Dan kom 'n klein dogtertjie. Dis volgende. Dis mos nou nie moeilik, sy kyk mos net wat doen groot mense. Sy moet net dieselfde doen. En sy gaan staan by die kruis. En sy kyk so na hierdie kruis wat so opgespoeg word. En sy trek haar klein rokkie uit. En sy vee al die spoeg van die kruis af. En my man wat so met sy geweer staan, iets gebeur in sy binneste. En hy sien iets raak in hierdie klein meisiekie. En hy val op sy knieë. En op baie stadium ervaar hy die krag van die kruis en die liefde wat hierdie klein meisiekie openbaar om hierdie spoeg van die kruis af te vee. Sy trek haar rokkie weer aan. Sy wag om nou veroordeel te word tot die dood toe. En die lank en die kort is, almal wat voor haar op die kruis gespoeg het, nadat hierdie soldate die krag van God se liefde en kruis ervaar het, deur die aksie van hierdie klein dogtertjie. Al daai wat toe een kant is, hulle word toe veroordeel. As gevolg van hierdie klein dogtertjie, wat haar liefde bewys het. En ek wonder, hoeveel keer maak ons 'n ruiltransaksie met die vyand oor simpel goed. Moet ek nie lekker voel nie. Dalk omdat ek nie hou van hoe dinge uitloop, want ek wou dit anders gehad het nie. En eintlik maak ons 'n keuse om ons rug op God se genade te draai. Mense sê mos, God is so genadig, ons kan sondig soos wat ons wil, ons kan doen net wat ons wil. Iemand sê, hy sê this message of grace, met verwysing na mense wat sulke goed doen. Hoor wat sê die prediker?
Hy sê, it became a disgrace in the eyes of the Lord. In the eyes of the Lord. En ek wil hê jy moet vandag hoor, kerk. God se genade is om ons vry te maak. En ons los te maak. En ons oor te bring. En dit is nooit bedoel dat wanneer ons oorgebring is, dat ons moet doen wat ons hier gedoen het nie. Want dan het grace 'n disgrace geword. En ek wil vanmôre wil ek jou bemoedig en aanmoedig en uitdaag. Bemoedig, aanmoedig en uitdaag. Al drie. Hoor. Ontvang God se genade. Want dit is genoeg vir jou. Dis alles vir jou. En kom ons staan vas in dit. Ek wil hê, ons moet vanmôre 'n baie ou liedjie sing. En ons gaan vanmôre die nagmaal bietjie anders doen. Want ek wil hê jy moet, terwyl ons hierdie liedjie sing, wil ek hê jy moet op jou tyd net 'n oomblik vat. En net hierdie verbond, hierdie genade verbond wat die Here aan ons gegee het, net vasmaak. As jy vanmôre voel dat nadat jy het gebruik het, Here, ek is jammer. Ek wil my lewe vir U oorgee. Want U genade is meer as genoeg vir my. Dan wil ek saam met jou bid. As jy vanmôre vir die eerste keer sê, weet jy wat, ek het maar alles so op 'n afstand bekyk, want hierdie mense lyk vir my net weird. En jy het nog nooit 'n besluit geneem vir genade nie. Dan wil ek jou nooi om vorentoe te kom. As jy wil. Laat ons saam met jou bid. Dat die Here jou kan losmaak van die mag van die duisternis. En sodat jy oorgebring kan word in sy koninkryk. Vrygemaak. Losgekoop. Kind van God te wees. Ek gaan jou uitnooi. Dis almal ken hierdie liedjie. So ek wil hê daar waar jy sit. Kom ons sing hierdie liedjie saam. Ek wil vra as jy jou hart vir die Here wil gee vanmôre om in daai genade in te beweeg, dan gaan ek vra dat jy hierdie kant staan. As jy voel vanmôre, ek het met God se genade gespeel, wil ek jy met hierdie kant staan, ons gaan saam met jou bid. Ons is broers, ons is susters, ons is familie. Ons is nie hier om enigiemand te veroordeel nie. En nou is dit tussen jou en God vanmôre. En sy groot, onbeskryflike genade. Ons sing, genade onbeskryflik groot. Die Engels maak dit maklik en hy sê, amazing grace. Amazing grace. Kom ons sing dit en gebruik nagmaal. En dan reageer jy as jy moet reageer. So kom ons vat 'n oomblik. Dankie Andre. Amazing
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Hou net gevas. Ek wil dit nie uitreik nie, maar ek voel hier's twee manne wat benoud is hierso. En niemand sal weet dat jy benoud is nie, maar ek sê dit nou vir jou. Want jy weet jy moet hier kom staan. Nou gelukkig is ek so niet, ek ken jou nie. Maar God sê, hoor nou, hy het gepraat. Jy moet nou reageer. En jy weet, jy moet regmaak en jou hart gee vir die Here. Jy moet hier kom staan. Moet dit nie uitstel nie, moenie uitstel nie. Moet kom. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The Lord has promised good to me. His word, Thank you, Jesus. my Thank you, hope Jesus. secure. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He will Thank you, Jesus. my shield and portion be, as long as